Goeiedag, baie dankie dat jy saam luister. Ons gaan aan met ons konsep van roete 14:6. Dis gebaseer op Johannes 14 vers 6 waar Jesus ons leer hy is die weg en die waarheid. En ons as disippels is mense wat in sy pad loop, in sy weg en waarheid leef en so deur hom na die Vader kom. Ons het 'n paar goed al gehoor wat belangrik is van roete 14:6, maar vandag sê ons ook die ding om te reis met goeie geselskap. Vir my as 'n persoon is dit nie lekker om alleen te reis nie. Ek weet daar's mense wat daarvan hou. Maar die een van die lekkerste dele van reis is juist dat dit saam jou familie of vriende of geliefdes is en dat julle mekaar se geselskap en dit kan geniet. So ons as gelowiges moet ook reis met goeie geselskap. Ons hoor dat die Here vir ons leer dat julle is die liggaam van Christus en elkeen individueel 'n ledemaat. So die Here maak ons deel van 'n reisgemeenskap of 'n reisgeselskap. As gelowiges wat in Jesus nie raak ons deel van sy liggaam waarvan hy die hoof is. Geen ware gelowige maak homself los daarvan of kan homself daarvan losmaak nie. Dis deel nie net van wat ons doen nie, maar van wat ons identiteit is, wie ons identiteit is. Ons is kerk. Die Here maak ons deel van 'n geloofseenheid. En daar's verskillende goeders wat hy in dit wil bereik, maar ons hoor dit word opgesom in dat ons mekaar met ons gawes moet dien. So die Here wil hê ons moet saam die lewensreis doen. Die pad agter Jesus aan is nie 'n reis van 'n klomp individue langs mekaar nie, maar 'n reis van 'n eenheid van die kerk van die Here saam met mekaar om mekaar op te bou en te help en om goeie geselskap vir mekaar te wees in die sin dat ons mekaar se hulp is, dat ons mekaar se lewens verryk en dat ons goed is vir mekaar in die uitleef van die liefde van die Here. So, die eerste ding wat ons koppe op moet kry is ons moet deel wees van hierdie reisgeselskap en saam met mekaar werk daarvoor om in liefde saam met mekaar op die pad van roete 14:6 te reis. Dan is daar 'n baie belangrike ding dat ons moet besef hier dat ons het 'n invloed op ander mense en ander mense het 'n invloed op ons. Spreuke 27 vers 17 sê yster slyp yster, vriende vorm mekaar. So ons kan dit so opsom en sê wees 'n goeie reisgenoot. In die eerste plek moet ons nie ons medegelowiges se foute sien as 'n verskoning om te sê ek moet myself distansieer van hierdie persoon nie. Dis juist my roeping om in daardie persoon se lewe te werk. Waar ons moet pas op en versigtig wees is as iemand dit regkry om ons te beïnvloed op 'n negatiewe of 'n verkeerde manier. Wanneer dit aanhoudend gebeur, sonder dat ons die vermoë het om dit teen te werk of sonder dat die persoon wil luister na ons teregwysing, dan kan ons op 'n punt kom waar ons sê ek kan nie meer so intiem betrokke wees in jou lewe nie. Maar tot dan is ons roeping om so in Jesus te groei dat ons 'n goeie invloed het in die eerste plek op 'n goeie manier skaaf en slyp aan ander mense, maar ook toelaat dat ander mense se gawes skaaf en slyp aan ons soos die Here dit roep en gebruik in ons lewe. Daarvoor moet ek dus 'n disipel wees wat Jesus volg sodat ek Jesus invloed het, my lewe volmaak van Jesus se disippels sodat hulle ook dan 'n Jesus invloed op my het en moet ek ook dan oop wees vir die insette van ander in my lewe. Vir die positiewe, goeie insette, natuurlik is dit die onderskeid. Ons is geroep en gemaak ook om te staan by ons medereisigers. En die Here leer ons dat ons mekaar se laste moet dra. Hy sê, op hierdie manier gee julle uitvoering aan die wet van Christus. So deur mekaar se laste te dra en mekaar te help, is ons mense wat in liefde lewe, die uitvoering en vervulling van die wet in die liefde van die Here. Daarom moet ons, soos ons op hierdie reis gaan en saam met mekaar reis, mense wees wat daar is vir mekaar. Mense wees wat mekaar help as daar nood is, mense wat mekaar moed inpraat en baie belangrik, mense wat gedurig vir mekaar bid. So is ons goeie reisigers wat mekaar help in die lewensreis agter Jesus aan. Roete 14:6 is vir saamreis, dit is wat jy moet weet. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, so julle is nie meer los van mekaar nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostel. Word nie 'n klomp verskillende fundamente gegooi en elkeen kan maar sy eie ding gaan doen nie. Ons almal word uit die hoeksteen wat Jesus Christus is, gebou en ons is elkeen gekapte geklippe en ons pas by mekaar en ons moet mekaar help en sterk maak en ondersteun en saam funksioneer vir die groter doel van
die evangelie en die uitbeelding van die koninkryk van ons Here Jesus Christus. Stel daarom op Roete 14:6 jou gedagtes in jou hart in, daarop om saam met medegelowiges te reis, om jou lewe oor groter en meer dinge te maak as net jouself, maar ook in die saamleef as liggaam van die Here, om met jou gawes die verskil te maak wat die Here deur jou wil maak. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg dat U ons deel maak van 'n geloofsgemeenskap. En ons weet in ons geloofsgemeenskap is daar baie werk. Ons 'n groot roeping vir elkeen van ons en ons bid dat U sal gee, Here, dat ons sal volhard en saamreis, dat ons U sal verheerlik in die uitleef van ons gawes, dat ons goeie invloede op mekaar sal hê, dat ons mekaar se laste sal dra, dat ons mekaar sal lief hê soos U ons liefhet. Ons bid dit van die Here in Jesus se naam. Amen.